Ons Vader Jahwe, baie dankie vir die lieflike reën daar buite. Dankie dat die woord vir ons leer, soos wat die reën na die aarde toe val, en voortbring waarvoor U dit stuur, graspruitjies, blomme, vrugte. Dankie dat U woord ook so, nie na U toe sal leeg terugkeer nie, maar voortbring dit waarvoor U dit stuur. Dankie dat ons in die lewe van Yeshua kan sien, dat hy voorspoedig was in alles waarvoor U hom gestuur het, selfs in die fynste detail kon Yeshua uitroep, dit is volbring. En dit is ook ons begeerte vanaand, Vader Jahwe, dat ons elke dag so sal lewe, dat ons aan die einde van ons lewenspad sal kan sê, saam met Paulus, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, ek het die goeie stryd gestry, vir my is weggeleë kroon. Vader, ons vra vanaand vir wysheid en insig, om te weet hoe U met ons werk, sodat ons nie moeg en moedeloos word nie, sodat ons hande nie slap word nie, maar dat ons elke dag bewus sal wees van U hand wat in ons lewe werk, dat ons die belofte in ons hart sal koester, dat alles werk in goeie mee vir die wat U lief het, en dat ons elke dag, Vader, met ywer, met krag, in U liefde sal arbei. Seën asseblief U woord vanaand, en maak elkeen van ons se hart ontvanklik in Yeshua se naam. Amen. 1 Petrus 1. Ons het verlede week gesê, daar's 5 perspektiewe, 5 punte oor blydskap. As jy dit verstaan, of die rede hoekom ons dit hanteer is dat ons verstaan hoekom ons rede het om ons te verbly met onuitspreeklike blydskap. Nou in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 het ons te doen met die ewige erfenis, die koninkryk, die heerlikheid, wat in die hemele bewaar is vir ons. Die eerste rede rondom ons blydskap is omdat ons erfenis vas is. Wat is die eerste paaiement? Wat is die eerste gedeelte van ons erfenis? Die Heilige Gees self. Ons het hom. Die Heilige Gees werk in ons. So seker as wat die Heilige Gees in ons lewe werk, so seker is ons die res van die erfenis. Die eerste deel is die openbaring vir die sekuriteit vir die res wat volg. So omdat Jahwe vir ons sy homself gee, het ons begrip van dit wat voor lê, naamlik homself. Die ewige lewe is nie iets anderste as dit wat Jahwe nou in ons lewe werk nie. Hy werk nou, die vrug van die Gees, blydskap, liefde, heerlikheid, gemeenskap met hom. En wat is die ewige lewe? Om hom te ken, die res. So ons blydskap wat Petrus skryf, 1 Petrus 1 vers, sê hy daarin verheug julle, hierdie daarin is die ewige erfenis. Daaroor is ons baie bly, dis vas. Dis nie waar mot en roes kan verniel en diewe inbreek en steel nie, dis in die hemele. Hulle wat in Yeshua is in die rus. Het julle hom? Die tweede rede vanaand is 'n teenstrydigheid. Blydskap oor beproewing. Ons gaan nou lees in die beproewing wat geloof voortbring. Kom ons lees dit, 1 Petrus 1 vers 6. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ons praat vanaand oor blydskap, oor die beproefde geloof. Jahwe toets ons geloof, Jahwe beproef ons geloof, en ons gaan daaroor praat, dit bring droefheid in jou lewe, maar die volwasse gelowige begin vreugde daar uit te put, deur al die trane, deur al die pyn,
deur al die hartseer, deur al die vrae, begin jy vreugde te smaak. Dis geestelike volwassenheid. Luister mooi. Beproewing van geloof bring aanvanklik droefheid, maar vir die volwasse gelowige wat insig het in die werking en vorming van Jahwe in sy lewe, bring dit 'n bron van vreugde. Nou as jy by daai punt in jou lewe kom, dat die opdrandes of die wind van voor 'n glimlag op jou gesig bring, dan moet jy weet, jy is besig om geestelik te groei. Jy is besig om te verstaan waaroor gaan dit. Dis nie Jahwe wat my weer straf of al hierdie mensgemaakte redes. Nee. Jahwe is besig met my te werk en die feit dat hy met my werk is vir my goed genoeg. Want ek is in goeie hande. Ek is in die beste hande. Ek is in die hande van 'n liefdevolle Vader. Jahwe gebruik beproewinge om ons geloof te toets. En wanneer jy ervaar, jy het hierdie toets geslaag, hierdie toets van geloof, dan bring dit vreugde. Dit bring blydskap. Want jy is deur dit. Nou, goud wat gelouter word is nou die metafoor in hierdie gedeelte. Petrus sê dit is beter as, maar goud op sigself was die kosbaarste metaal in die ou tyd gewees. Hoeveel keer lees ons van goud in die Bybel? Watter boek het die meeste oor goud in die Bybel? So vir interessantheid. Die boek waarin die tabernakel beskryf word. Eksodus. Ja, en die boek wat tweede meeste het, die boek vir die tempel beskryf. Kronieke, of Salomo bou. Goud is oralster, goud is waardevol, edelmetaal, ruilhandel, maar tog sê Jakobus 5 vers 3 vir ons, selfs goud vergaan op aarde. Nou goud word gesuiwer en gelouter, om die onsuiverhede te skei en die proses is deur vuur. Dit is nie 'n maklike proses nie, is 'n lappie wat jy vat en die goud afvryf en woets is al die onsuiverhede skielik af nie. Jy moet die goud in die vuur sit. Die Bybel het 'n spesifieke woord daarvoor. Yster smelt oond. Dit is 'n vuur wat intens is en warm is. En dan spesifiek net soos wat die vuur die onsuiverhede uit die goud afskei, net so is die rol van die vuuroond is beproewing in ons lewe wat skynheiligheid en voorgee geloof en baie praat geloof skei van die ware geloof wat Jahwe behaag, goddelike geloof. Nou vir interessantheid, blaai gou saam met my na Numeri 31 toe. Die Israeliete gaan die Midianiete groot oorlog en Jahwe sê vir hulle, maak die mans dood en daar mag van die bangoed gevat word, maar as dit goud en silwer is, vers 22 van Numeri 31, goud en silwer, koper, yster, die tin en die lood, dit, elke ding wat in die vuur kan kom, moet julle deur die vuur laat deurgaan, en dit sal rein wees. So, goed soos klere, dit kan nie in vuur kom nie, want dit verbrand. Hout, dit gaan verbrand, maar iets wat in vuur kan kom, metale, vat dit vuur toe, dis hoe hy rein gemaak word. Die ander goed word met water rein gemaak. Maar goed wat in vuur kan kom, moet deur vuur rein gemaak word. Jahwe se kinders kan in vuur kom. Jahwe se kinders het nie 'n ander pad as deur vuur nie. Want dit is hoe Jahwe ons gemaak het. Interessantheid, Spreuke 17 vers 3. Spreuke 17 vers 3. Die smeltkroes, mooi Afrikaanse woord, die smeltkroes. Dit is nou daai verskriklike geweldige oond. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud. Dis 'n pragtige spreek, ek wil hê julle moet hom in julle Bybels onderstreep. Kyk mooi, Spreuke 17 vers 3. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud. Nee, hulle pas by mekaar. Maar Jahwe toets die harte. Dis nie twee gedagtes wat
niks met mekaar te doen het nie. Nee, Spreker het pragtig in sy gedagte, dat net soos wat silwer en goud by 'n oond hoort, so die hart by Jahwe. En dit is waaroor ons praat, is die beproewing van ons geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat uit daai oond uitkom, wat skoon is van onsuiverhede, wat rein is. Job, in Job 23 vers 10, sê, want hy, Jahwe, weet hoe my wandel is, as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Kan ons dit sê? Jahwe, jy ken my lewe, as jy my gaan toets hierdie week, dan gaan jy sien, ek het 'n hart van goud, ek het 'n suiwer hart vol geloof, 'n hart vol ongeveinsde geloof, is ons daar? As Job sê, hele lewe spreek van toetsing en beproewing, of hy opreg sal wees met Jahwe. Wat gebeur as hy die toets slaag? Jahwe sê van sy volk, Sagaria 13 vers 9, ek wonder of julle vinnig by Sagaria sal kan uitkom, tweede laaste boek in die Ou Testament, net voor Maleagi. Sagaria 13 vers 9. Hierdie is nie 'n onbekende beeld van die smeltkroes, van die yster smeltoond. Selfs Egipte word genoem toe Israel daardeur was. Sagaria 13 vers 9, dan sal ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt, soos 'n mens silwer smelt en hulle toets, soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, Jahwe, my God. Hierdie is 'n realiteit vir die kind van Jahwe, Israeliet, wedergebore kind van Jahwe. Die yster smelt oond, is 'n realiteit. Dit is waarvoor vir wie Petrus skryf, vir die gelowiges. Die gedagte rondom 'n yster smelt oond is nie vreemd nie. Nou, hoekom toets Jahwe ons? Hy weet, in sy alwetendheid, wat die uitkoms gaan wees. Dis nie asof hy die kan staan en sê, ek wonder wat gaan jy doen, ek wonder hoe jy gaan reageer, kom ons kyk. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Hy weet, jy weet nog nie. Jy weet nie in jou lewe hoe afhanklik jy van Jahwe is nie. En daarom toets Jahwe ons, sodat ons self kan weet. Hiervan ontvang ons woord. Onthou julle Matteus, die gelykenis van die saaier, 4 soorte grond. Eerste grond val op die klippe, tweede grond val in die vlak grond. En uit blydskap uit, neem hy dit dadelik aan, dadelik. Maar toe die son kom, toe die verdrukking kom, toe dooi hy, want daar was geen wortel nie. Nou ons praat oor geloof, wat wanneer die son kom, nie net die aanvanklike blydskap toe ons die woord ontvang het nie, maar ook in die son, in die beproewing, die blydskap behoue bly. Sodat daar nie net 'n skyn en oppervlakkige blydskap is nie. Ons praat van blydskap deurgangs, al is daar beproewing. Kom ons kyk nou hierso, en ons kyk nou met 'n fyn oog, met 'n vergrootglas. 1 Petrus 1 vers 6. 4 eienskappe van hierdie beproewing waaroor Petrus skryf. 4 eienskappe. Ons wil ons beproewing beter verstaan. Daar's nie 'n dag in jou lewe wat daar nie 'n beproewing is nie. Stem almal saam? Dit hang net af. Is hulle in hulle 10e of 100e of 1000e, maar daar's altyd beproewinge. So dit is doodlogies dat die kind van Jahwe beproewinge verstaan. Die aard van beproewinge. Nie waar nie? Kom ons kyk 'n bietjie analities. 4 eienskappe van beproewinge in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Eerste ene, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Die eerste eienskap wat ons uithaal vanaand is, dis 'n kort tydjie, tydelik. Hierdie beproewing is tydelik. En dit klink nou half logies en voor die hand liggend, maar ons vergeet dit. As jy in die storm is, voel dit of hierdie storm nooit gaan ophou nie. Maar is tydelik. Dit word vertaal met seisoonaal. Dis net 'n seisoen.
Die winter voel partykeer lank, maar hy gaan verbygaan. En dit troos jou. Is tydelik, is kort. Luister mooi, 2 Korintiërs 4 vers 17 beskryf dit as volg. 2 Korintiërs 4 vers 17, ook 'n gemeente wat vir wie Paulus skryf, wat ook in hulle tyd hulle unieke uitdagings en beproewing en verdrukking gehad het. 2 Kronieke 4 vers 17. Want ons, kan ek maar lees, is dit daar, 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Die 2 woorde wat jy in die skaal sit, die 2 tyd aanduiders, die een is 'n oomblik en die ander ene ewige gewig van heerlikheid. Nou wat is 'n oomblik teenoor die ewigheid? As jy ons verdrukking is 'n oomblik, is tydelik, is kort, gemeet in die ewigheid is dit 'n spikkeltjie. Jy voel of dit 'n ewigheid is. Jy voel hierdie ding is lank in my lewe, dis al 'n maand wat ek nie antwoord het nie. Dis al 'n jaar wat ek bid vir antwoord. Dis al 10 jaar. Meer 10 jaar aan 10 biljoen jaar. Dan is dit nie noemenswaardig nie. Dis 'n perspektief wat jy op jou beproewing moet hê, dis tydelik. Dis so lank as wat jou lewe op aarde is. Dis net vir jou teenswoordige tyd. En dis die volgende vers wat ek wil lees, Romeine 8 vers 18. Romeine 8 vers 18. Paulus sê dit hier in ander woorde. Pragtig. Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Teenwoordige tyd, tydelik. Ons sê baie dinge is tydelik op aarde, alles is tydelik, kortstondig, net so met die beproewing ook, is nie tydelik. En onthou dit help jou in jou beproewing, om die beproewing as iets tydelik te sien. Dit is nie vir altyd nie. Die tweede punt, of die tweede eienskap van die beproewing in vers 6 is, ek lees weer vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, as dit nodig is. Hierdie is baie belangrik. Beproewinge gebeur nie lukraak nie. Lukraak, gaan kyk in die HAT wat lukraak beteken. Doelloos, toevallig, geen patroon, somme maar net. Nee. Beproewinge het 'n definitiewe doel en resultaat. Hy sê, as dit nodig is. Dit gee vir jou al klaar in jou lewe, die omgekeerde, hier gebeur 'n beproewing met my, met ander woorde, dit is nodig. Want geen beproewing gebeur met jou as dit nie nodig is nie. So dit wat ek ontvang, my pakkie op aarde, my vloekhout wat ek moet dra, is nodig. Dis nodig. En dit bring vrede in jou hart, as jy weet, maar hierdie pakkie wat ek moet dra, hierdie ding, is nodig. Want as dit nie nodig was nie, sou hy nie gebeur het nie. En dit bring ons by Jahwe se raadsplan uit, dit bring ons by die pottebakker met die klei, wat presies weet wat is nodig. In Jahwe se regering, in sy heerskappy, in sy koninkryk gebruik hy beproewing in ons lewe in die fynste detail, tot sy eer en tot sy kinders se beswil. Jy moet dit weet. Die ding moet met my gebeur. Gaan nie vir altyd so aanhou nie. Is kortstondig, maar is tot my beswil en is tot sy eer. In Handelinge 14 vers 22 sê Paulus dan aan Antiochia, hy versterk die broeders. Hoor hier, hy bemoedig hulle. Hoor hierdie pragtige woord van bemoediging. Ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Pragtige bemoediging. Dit is 'n realiteit. Die realiteit
Bemoedig mos. Julle wil nie 'n leuen hoor of so sappige woordjies nie. Nee, ons moet. Ek lees die hele vers, Handelinge 4:14 vers 22. Hulle het en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly. Ons praat vanaand oor geloof, die beproewing van die geloof, die loutering van die geloof, deur te sê, wat het hulle vir hulle gesê? Ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. 1 Tessalonisense 3 vers 3 is 'n ander gemeente, bietjie meer in die noorde van Macedonië, of daar in Macedonië, daar kry hulle geweldige verdrukking. En ek lees net hierdie een versie, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Is daarvoor bestem? Het moet so wees. Is nie per ongeluk nie, niks is buite beheer nie. Is alles volgens plan, volgens Jahwe se plan. En dit het 'n doel in my lewe. Kan ons vanaand 'n paar punte noem wat die doel is van verdrukking of vervolging of beproewing? Het jy definitief in jou lewe al gesien, maar hierdie ding bring vrug in my lewe voort. Ek is 'n beter mens na die tyd. Ek kan nie daaroor begin dankbaar wees. Hy sê maar, dis die moeite werd. Nou kom ons sê 'n paar dinge vir mekaar. Dit verootmoedig jou. Weet 'n probleem met hoogmoed, weet 'n stryd teen hoogmoed. As jy nie stryd met hoogmoed het nie, dan het jy dalk 'n verheerlikte liggaam. Maar 'n mens het 'n moeilikheid met hoogmoed. Jy kry so maklik eer op 'n verkeerde tyd in. Ons sê in Afrikaans, dit gaan kop toe, nee Janus. Dit is 'n groot val van Satan. Jahwe gee vir Israel 'n pad deur die woestyn tot hulle verootmoediging. Deuteronomium 8 vers 3. Tot hulle verootmoediging, sodat hulle weet hoe afhanklik is hulle van Jahwe. Hoogmoed het te doen met, ek besef nie my afhanklikheid nie. Ek besef nie ek is 'n mens nie. Ek begin te dink ek het Jahwe nie nodig nie. So, beproewing is nodig, dit bring verootmoediging. En daarin verheug ons. Dan is ons bly. Ons is dankie Jahwe. Ek besef opnuut hoe nodig het ek na hierdie beproewing. Ek is sommer bly daaroor. Want dit is nie lekker om hoogmoedig te word nie. Dit is nie lekker nie. In 2 Korintiërs 12 sê Paulus, hy praat nou so 'n bietjie in vreemde taal, van hy sê hy weet van 'n man wat gesigte en ons vermoed is Paulus wat van homself praat. Maar hy sê dan, sodat hy homself nie sou verhef nie. Lees gou saam met 2 Korintiërs 12. Kyk wat dit gaan in sy lewe, wat gebeur. 2 Korintiërs 12. Vers 7 tot 10. 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek Jahwe 3 maal gebid dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, en my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Messia in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Messia wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. As hy sê, ek het behaag daarin, dan beteken dit, ek kan my al daaroor verbly. Ek kan al dankbaar wees, opreg, niks skyn nie, die vuur van die situasie, hierdie skyn weggevat. Ek het nie 'n skyn heilige, ag ek is bly in verdrukking. Nee, ek gaan lees Paulus se verdrukking. Dit was regte vuurgloed van vervolging. Maar hy het begrip, hy het insig, hy het volwassenheid. Hy het besef, elke keer as ek swak is, dan is ek sterk. Van die krag van Messia woon nou in my. Sodat dit nie ek is nie, maar hy in my. En dit het hom blydskap gegee, so ook vir Petrus. Kind van Jahwe, beproewing het 'n doel, dit werk verootmoediging. Dit help ons om weg te draai van die wêreld se plesiere en versoekings en na Jahwe te draai en te verlang
as 'n ewige koninkryk. Johannes 16 vers 33. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In my sal julle vrede hê. Baie keer gebeur dit in die kind van Jahwe se lewe. Dit is so 'n bietjie verwêrelds. En dan net so mistrappie, geniet maar die dingetjies van die wêreld en dan kry jy pak sla, net daar. Net laat jy kan onthou. Dit is nie jou plek nie. Dit is nie waar jy moet wees nie. Dit moenie lekker daar wees nie. Dit is verlang na Jahwe. Die ander kant van die beproewing is, dit kontrasteer so die pyn en die lyding en die verdrukking met die ewige heerlikheid, sodat wanneer ons in die ewige heerlikheid kan ingaan, dat daar 'n onuitspreeklike blydskap is. 1 Petrus 4 vers 13, daar Petrus waarby ons besig is, 1 Petrus 4 vers 13, maak ek geoop daar. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Messia, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Ons het laas gepraat van intense blydskap, jubelende blydskap. Soos wat ons nou met sy lyde gemeenskap het, so kan ons ook met sy verheerliking, sy heerlikheid gemeenskap hê. En daarom kontrasteer beproewing en verdrukking, dat ons die swaar kant deelagtig kan word, sodat ons die heerlike kant in sy glorie kan sien, kan definieer. Jy waardeer lig in die donkerste nag. Is nie waar nie? Jy waardeer die belofte en die hoop op die heerlikheid baie meer in jou beproewing, in jou nood. Nog 'n rede, dit is 'n belangrike rede. Ons beproewing leer ons om mekaar te troos. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Dis 'n belangrike een, lees gou saam met my. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Wat lekker is, ons blaai so tussen die sendbriewe. Hierdie is vir regte mense, regte gemeentelede, wat met dieselfde stryd as ons sit, in hulle tyd, vir hulle geskryf. Dit is relevant. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons meester Yeshua Messia, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Messia oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Messia. Dis wat kosbaar is van Jahwe. Hy is die sterke God, ewige Vader, raadsman, vredevors. En wanneer dit kom by beproewing en verdrukkinge, dan word Jahwe die God van vertroosting genoem. En hy troos sy kinders, sodat die troos waarmee jy getroos is, naamlik die Heilige Gees, en die Heilige Gees word die trooster genoem, daai vrug, jy ander kan troos, en mekaar kan troos. As jy nooit self in 'n beproewing was nie, gaan jy nie in troos ontvang het nie, ontferming ontvang het nie, dan gaan jy nie effektief vir die volgende broer of suster kan troos of bemoedig nie. So een van die redes hoekom ons beproewinge kry is om mekaar medelee te kan hê. Want Hebreërs 13 vers 3 sê dat ons vir die gevangenes moet bid asof ons self gevangenes is. Tugtiging. Hoekom kry ons beproewinge? Om ons soms te tugtig, ek het dit nou so 'n bietjie begin noem. Hebreërs 12 vers 5 tot 12 sê, as ons nie getugtig word nie, behandel Jahwe ons nie as egte kinders nie. Maar as ons egte kinders is, dan tugtig hy die wat hy lief het. Kastei, 33 vertaling, geesel. Geesel. Is intens. Hoekom? Nou lyk elke, kom ons lees dit, Hebreërs 12. Vers 11.
Hebreërs 12 vers 11, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, onthou daai vers, maar van droefheid, later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Beproewing bring vredevolle vrug van geregtigheid. En hierdie vrug maak jou bly. En Petrus sê, kyk na hierdie vrug. As dit nodig is, laat dit kom in jou lewe. Dis 'n kort tydjie, maar dit bring vrug voort. Wat 'n tipe vrug? Vrug van geregtigheid. Dinge wat ewigheidswaarde het. Dit versterk jou geestelike karakter. Romeine 5. Blaai gou saam. Romeine 5 vers 1 tot 5. Romeine 5. Nou kyk nou, ons praat oor geloof. Geloof is nie staties in jou lewe nie. Jy kry dit nie net as 'n gawe, en dan bly dit daar iewers in jou hart, onaangeraak, toegedraai in 'n pakkie, verseël. Daar lê die saadjie van geloof soos 'n mosterdsaad. Nee. Die geloof moet groei soos 'n saad. Hy moet reën kry, hy moet son kry, hitte kry. Nou sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, Romeine 5 vers 1, deur Yeshua Messia, deur wie ons ook die geloof, die toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop. Daar's blydskap, daar's roem, daar's lof. Oor die hoop op die heerlikheid van God. Eindig die sin daarso? Eindig hy daar? Nee. Vers 3, en nie alleen dit nie net die roem en die hoop op die heerlikheid nie, maar ook, ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaaming om die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die woordjie werk. Beproewing is nie doelloos nie, dit het 'n resultaat. Lydsaamheid, beproefdheid, alles dinge wat deur die Heilige Gees gewerk word. Ek hoop julle is nou al so opgewonde oor beproewing dat julle nie kan wag vir julle volgende beproewing nie. Dan het die woord vanaand sy ingang gevind by julle. As jy nie kan wag vir hierdie week se beproewing nie. Jakobus 1 gee ook vir ons 'n pragtige teks, ek dink almal ken hom, ag my broeders, dit louter vreugde, vir die blydskap. Kan julle hoor, hulle dieselfde boodskap gehad, beproewing wat vreugde werk, hoekom? Daar moet tog 'n rede wees. Ons gaan nou by die volgende punt kyk, dat beproewing werk droefheid, aanvanklik. Maar kom ons kyk net gou Jakobus 1, vers 2, ag dit louter vreugde my broeders, Jakobus 1 vers 2, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Dit het net nou ook so gestaan in Romeine 5. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwelkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Nou as jy as jong gelowige begin, en jy besef, my Jahwe het my lief, verstaan regverdigmaking, jy verstaan dat Yeshua het jou skuld betaal, daar's opgewondenheid, daar's blydskap, daar's glorie oor die verlore seun wat die Vaderhuis gevind het, maar dan begin jou reis met heiligmaking. En dan lees jy die skrif, en jy sien jou lewe soos 'n spieël, so die woord is 'n spieël, en besef maar ek het tekortkominge. Daai blydskap van, Jahwe het my lief en ek is gered, begin nou beproef word, want ek sien, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Die pad van heiligmaking begin droefheid werk. En nou as ons lees, en Jakobus sê, ons weet dit, almal weet dit nie hoor. Ons moet dit leer, jy moet insig kry, jy moet verstaan, die beproefdheid van jou geloof, die aanvanklike geloof, Jahwe is my lief, moet onder druk kom. Jy moet in tye kom waar dit vir jou voel, of Jahwe jou nie lief het nie.
sodat jy daaraan kan vashou en kan standvastig, onbeweeglik, mannelik sterk word. En hy sê hierdie reis gaan na volmaaktheid toe sonder gebrek, om in niks kort te kom nie. En daar lê jou blydskap. As jy besef, maar ek was 'n babietjie. Ek is besig om te groei. Ek is besig om volwasse te word. Ek is besig om in Jahwe se koninkryk effektief te word. Hy kan my gebruik. Ek is nie meer net 'n voetsoldaat wat hier agter of kos maak nie. Ek is al 'n leerowerste in die linie. Hy kan my al toevertrou om ander mense te bemoedig. Ek kan al die beproewing in my lewe raak al groter. Op geestelike vlak kom ek agter, maar Vader gebruik my. Hy werk in my lewe. Dit bring blydskap. Dit bring die oomblik as jy met verantwoordelikheid toevertrou word. Dan is daar in jou lewe hierdie wonderlike gevoel van ek het waarde. Enige kind in opvoeding wil verantwoordelikhede hê. Dan voel hy soos 'n mens. Geestelik het ons dit nodig. Maar Jahwe moet ons oplei. Jahwe moet ons beproef, sodat ons verantwoordelikhede, met meer verantwoordelikhede toevertrou kan word. Hierdie laaste enetjie terwyl ons hier by Jakobus is, Jakobus 5 vers 11. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van Jahwe met hom gesien, dat Jahwe vol medelee en ontferming is. Wat gebeur met jou lewe as jou lewe vol beproewing is soos Job? Wat het Jahwe aan die einde van Job se lewe met hom gedoen? Hom geseën, hy was vol medelee, hy was vol ontferming. Jahwe is ons ontfermer. Ek wil dit wat ons nou gesê het in 'n nederdop saamvat, 1 Petrus 5 vers 10, sê Petrus dit so mooi. Dit is 'n regte teks wat ons moet onderstreep in ons Bybel. 1 Petrus 5 vers 10. Rondom die doel van beproewing, verdrukking in my lewe. 1 Petrus 5 vers 10. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Messia Yeshua, nadat ons 'n kort tyd gelei het, sien julle daai tydsaanduider, kort tydjie, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Daar is die doel van beproewing in jou lewe, om jou te volmaak, jou te versterk, jou te bevestig en jou grondves. Pragtige, kragtige, fundamentele woorde vir die gelowige. Beproewing. Ja, ons is by ons derde eienskap van beproewing. Ons het gesê dit is kort, dit is tydelik. Ons het gesê dit is nie lukraak nie, dit het 'n doel, dit is as dit nodig is, dit is belangrik, dit het 'n resultaat. En die derde een wat ons in 1 Petrus lees weer saam met my vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef. Die derde eienskap is, beproewing bedroef jou. Dit klink nou logies, maar baie mense voel skuldig as hy deur hierdie beproewing gaan, en as droefheid. Lees psalms, lees die psalmdigter, golwe gaan om my hoof heen, uit dieptes roep ek U aan, o Jahwe, uit die kuil van vernietiging. Lees die psalms. Hy is in 'n stryd. Erken jou stryd. Erken jou emosie. Hanteer dit. Gaan kyk in die skrif. Joshua het in die tuin van Getsemane intens gebid. So het dit soos bloeddruppels geword. Beproewing het 'n impak op jou lewe, op jou emosie en op jou vlees. Maar weet dit, en dit is by die volgende punt, dat Jahwe se genade is genoeg. Beproewing maak jou dors, soos 'n hartsmag in die woestyn, in die verdrukking, in die hitte van die oomblik, word jy dors. Erken jou dors en gaan drink
waar die water van die lewe is. Die 4de eienskap. Dit is interessant. En ek lees 1 Petrus 1 vers 6 weer, daarin verheug julle nou, al word julle nou, verskoon, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Allerhande beproewinge. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir allerhande beproewinge, is ook die Griekse woord wat gebruik word in dieselfde brief 1 Petrus 4 vers 10, waar ons veelvuldige gawes het. Kyk gou 1 Petrus 4 vers 10. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Wat sê ons? Daar's verskeidenheid, allerhande soorte beproewinge, maar vir elke beproewing is Jahwe se genade genoeg. En gaan Jahwe of in jou eie lewe of deur 'n broer en 'n suster se lewe 'n gawe, 'n genadewerk om jou te dien en te bedien, sodat jy deur jou beproewing kan kom. Dis kosbaar. Daar's baie soorte beproewinge, maar Jahwe se genade is in elke verskeidenheid van beproewinge genoeg. Meer as genoeg. Groter. Ek hoop julle verstaan dat in jou lewe is daar nie net hierdie een beproewing. Daar's sekere beproewinge wat redelik gereeld is. 'n tipe beproewing, 'n situasie. Lekker reën en daar buite. Maar in al daai beproewinge, soms word jy uit die veld geslaan met 'n nuwe beproewing. En wat jy sê, maar wat's dit? Ken jy dit nie? Ek was nog nooit in hierdie toets nie. Ek ken dit nie. Maar ook in daai tyd is Jahwe se genade genoeg. Ook in daai tyd is daar in die gemeente, in die veelvuldige genade van Jahwe, vir jou 'n antwoord. Ons gaan afsluit. Interessant. 1 of 2 tekste. Jahwe toets vir Israel. Ons ken Israel se verhaal uit Egipte deur die woestyn, wat spreek van toets en beproef. In spesifiek Eksodus 16. Wanneer Jahwe die manna uit die hemel gee, dan sê hy, toe sê Jahwe vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Die pad uit Egipte na die beloofde land is 'n pad van toetsing, is 'n pad van beproewing. Jahwe sê in Deuteronomium 8 vers 2 wat ons vroeër aangehaal het, jy moet dink aan die hele pad waarlangs Jahwe jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. 40 is ook natuurlik die getal van toets en beproewing. Tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En van daardie pad van Israel in die woestyn wil ek afsluit met die laaste gedagte oor die disippels. Joshua roep die disippels, vissermanne, leef hier by die tolhuis, en hulle sien sy werk en hy openbaar homself aan hulle. En kort, soos met die storm op die see, dan sê Joshua vir hulle, waarom is julle klein gelowig? Waarom vrees julle? Hy bestraf hulle. Hy spreek hulle aan. Ja, met die gevangeneming van Joshua, vlug sy disippels weg. Hulle hardloop weg. En as Petrus hom nog volg, dan verloon hy hom daar in die voorplaas. En hy sê, ek ken hom nie. Maar Joshua sê vir Petrus, ek het vir jou gebid. Jou geloof moet behou. En as jy eendag bekeerd is, jou broers versterk. En hierdie disippels wat van klein gelowig en lafhartig en skyn geloof en wat ook al ons daar kan byvoeg, groei. En hulle groei. Totdat ons van hulle lees in Handelinge 4, Handelinge 5,
dat hulle met vrymoedigheid voor die leer, voor die Sanhedrin, voor die hoëpriester kan getuig van 'n opgestane Yeshua wat sê julle het hom gevloekhout, maar Jahwe het hom gesalf en opgewek. En dan gooi hulle die apostels, Johannes, Petrus in die tronk. Kom die engel, verlos hulle. Volgende dag staan hulle weer in die tempel. En dan ons laaste teks, Handelinge 5 vers 41. Handelinge 5 vers 41. Ons het vanaand gesels oor blydskap. Wanneer jy agterkom, jou geloof het gegroei. Jou geloof was onder beproewing. Jy het die toetse geslaag. Nou is daar blydskap. Jy groei. Beproewing maak jou nie meer hartseer nie. Verdrukking maak jou nie meer hartseer nie. Want jy weet, daar's iets wat in jou lewe gebeur. Volwassenheid. Jy's besig om bevestig te word. En dis wat ons in die getuienis van die disippels, apostels kry hier in Handelinge 5, vers 41. Nadat hulle geslaan is. Hoe lyk jou gesig as jy klaar geslaan is? Is jy bly of is jy ongelukkig? Wel, Handelinge 5:41, hulle het toe van die raad, hoofletterraad, was die Sanhedrin, af weggegaan, bly, dat hulle waardig geag was, om vir sy naam oneer te ly. Hierdie apostels, wat kleingelowig was, het 'n pad gestap, Jahwe het met hulle pad gestap. En dis 'n bemoediging vir elkeen van ons. Dalk was daar al tye in jou lewe wat jy kleingelowig was. Dalk was al tye wat jy gevlug het. Dalk was daar tye wat jy al hom verloon het. Deur jou optrede. Deur waar jy moes getuig het, stil gebly het omdat jy bang was. Die mooi deel is Jahwe werk met sy kinders. Hy stap 'n pad. En as jy geestelik begin volwasse word, hier's geestelik volwassenheid by hierdie apostels. Hulle kom nou net van die raad af geslaan, verdruk, maar daar's blydskap. En mag daar by elkeen van ons volwassenheid kom, dat wanneer daar in ons lewe beproewing kom, verdrukking kom, dat daar blydskap sal wees. En dan weet jy, jy's besig om geestelik volwasse te word. En hierdie blydskap waaroor jy bly is nie baie keer nie 'n uitgaande lagblydskap nie, maar is 'n innerlike, diep, onuitspreeklike, intense blydskap. Omdat my Vader met my werk, omdat hy vir my lief is, omdat hy sy beeld in my werk, omdat ek aan die lyde van Yeshua kan deel, sodat ek ook aan sy heerlikheid kan deel. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u goedheid. Nog steeds terwyl dit daar buite reën, Vader, weet ons dis net u wat kan reën gee. Dis net u wat seisoene kan gee. Dis net u wat die skepping onderhou. So ook ons lewe. So het ons ook nodig, Vader, soos die seisoene daar buite, dat u met ons werk, son skyn en reën. Dankie dat ons weet, Yeshua is in elke situasie vir ons genoeg. En dat ons die begeerte het om net in hom te bly, sodat ons soos die loot in die wingerdstok veel vrug kan dra, tot u verheerliking. En daarom vra ons Vader, dat u in ons gemeente spesiaal lankmoedigheid, lydsaamheid sal werk, dat ons nie sal kla in beproewing nie, maar dat ons met volwassenheid sal sê, Vader, laat u wil geskied, want wat u doen is reg, en die resultaat is tot u eer, en tot ons beswil. Dankie dat ons dit mag bid, dankie dat ons ook mag bid en vra vergewe ons, waar ons al so baie gememoreer het, waar ons al so dikwels in onkunde en onvolwassenheid gekla het, maar help ons om nou geestelik volwasse te word, en u te verheerlik. In Yeshua se naam bid ons dit, ons koning, ons verlosser. Amen. Jahwe sal ons seën en ons behoed.
Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.